onthou dat ons rol is om mense te begelei om te groei. Vriende, in die kerk is dit vir my jammer dat die mense wat sê hulle volg die kruis van Christus so selfgesentreerd is en so selfsugtig is dat hulle eie voorkeure voorop stel in plaas daarvan om op te gee sodat die wêreld kan wen. En vriende, dis die doel van leierskap. Dis my en jou doel om ons gemeentes te help om op te offer sodat die mense buite kan wen. As daar iemand is wat sê, weet jy, ek hou van die nagmaalstafel, daar waar hy is, soos 'n persoon eendag vir my kollega gesê het, voor hy amper 'n beroep aanvaar het soontoe, toe sê hy vir my kollega, hoorie, die nagmaalstafel staan waar hy staan, en niemand skei van hom nie. Wat beteken dit? Dit beteken as mense wat sekere voorkeure het, tradisionele voorkeure, oor waar die nagmaalstafel moet staan. En hulle kleed dit vir hulle self geestelik in. Hulle dink as jy die nagmaalstafel skuif, dan torn jy aan die Bybel. Maar dis nie waar nie. Jy torn nie in die Bybel nie, jy torn net aan daai persoon se spesifieke misverstaan van die Bybel en sy voorkeur. So wat is my as geestelike leier se doel? Om daai persoon te help om sy afgod te kruisig, om die Bybel reg te verstaan, dat dit nie gaan oor waar nagmaalstafel staan nie, maar dat dit gaan oor liefde en hoe ons opgee vir mense buite ter wille van hulle self. Vriende, dis ons rol as leiers. En dis ook maar konflik veroorsaak word, want ek en jy moet so lei dat mense opoffer, en mense hou nie van opoffer nie, hulle hou van vashou. Bill Ekstrom het eendag, hy's 'n transformation coach, hy het eendag gepraat oor hoe vind transformasie die beste plaas, en hy praat van 4 sfere van transformasie. Nou onthou nou, dis my en jou roeping. Ons is geroep om te lei op so 'n manier dat transformasie in mense plaasvind. Dan sê daar's 4 moontlike sfere van transformasie. Die eerste ene is 'n chaotiese atmosfeer. Nou, dit is waar oorloë uitbreek, burgeroorloë uitbreek, of 'n tsunami oorspoel 'n strand, of wat ook al. Dit is totale chaos, en transformasie vind nie daar die beste plaas nie. Traumatisering vind plaas in so 'n omgewing, maar nie transformasie nie. Die tweede een sê is stagnasie. Stagnasie is ook een van die moontlike sfere van transformasie, maar dit vind ook nie daar maksimaal plaas nie. Hoekom nie? Want in 'n stagnante atmosfeer waar die water stil staan en mense nie kan innoveer nie, is die vertroue baie laag, dis toksies en dis nie lekker om daar te wees nie, en daar vind transformasie ook nie plaas nie. Maar die derde ene begin vir ons baie relevant raak. Hy sê dis die sfeer van orde. Meeste westerse mense soos ek en jy en ons lidmate, hulle kies vir orde. Dit beteken dat vir elke aksie is daar 'n voorspelbare outcome. Mense kies orde vir hulle self sodat hulle gemaklik kan wees. Maar Bill Ekstrom sê, dit is ongelukkig ook nie waar transformasie plaasvind nie. Trouwens, te veel veiligheid bring vir mense, sit hulle net in 'n comfort zone en mense groei nie in 'n comfort zone nie. En dit bring ons by die 4de sfeer van transformasie. En dis die belangrike ene, volgens Ekstrom. En dit is die sfeer van kompleksiteit. As mense in hulle self in komplekse omstandighede beleef, waar hulle iewers hard moet dink, hulle brein moet hard werk, hulle moet meer op die Here vertrou, en hulle moet opoffer. Dit is waar mense transformeer. Dis my en jou rol, om mense te kry om te transformeer. Ons moet dit vir hulle kompleks maak. Dis my en jou roeping. Daarom kan ons nie altyd almal akkommodeer nie. So wat doen ons in konfliksituasies? 1, moet ons onthou dat konflik is deel van leierskap. So doen konflik so dat al die partye wat in hierdie konfliksituasie betrokke is, groei uit die konflik. Met ander woorde, ek kan met empatie na iemand luister, maar ek hou nie terug om hulle te laat groei nie, en om hulle te laat opgee wat hulle moet opgee, sodat groei vir die hele gemeente kan plaasvind nie. Tweedens, hoe hanteer ek as 'n leier konflik? Bly jy of julle die redelike party? Spreuke 15:1 sê vir ons, 'n harde woord laat woede opvlam, 'n sagte woord laat woede bedaar. So wanneer jy in konflik is, bly kalm, bly rustig, bly jy die, wat hulle in Engels noem, die non-anxious presence. Moenie, as jy kwaad raak, vra die Here om jou selfbeheersing te gee,
moenie jou hand oorspeel nie, bly jy die redelike party. Die derde ding is, jy as leier moet die een wees wat die meeste opgee. Dis wat Paulus bedoel as hy sê, ek het vir 'n Jood soos 'n Jood geword en 'n Griek soos 'n Griek. En dan gaan hy verder in hoofstuk 10. Dan vertel hy vir hulle van die afgodsoffers in die goeters en dan sê hy mos nou vir hulle, weet jy wat, hierdie afgode kan niks in jou maak nie, jy kan die afgodsvleis eet, geen probleem nie, maar behalwe as dit jou naaste tot struikeling kan bring, dan maak jy die opoffering en dan gee jy sodat iemand anders kan groei. En dis waarvan hy praat as hy praat in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld. Doen wat ek doen. As mense met my kom kla oor die musiek is so of so sê nou maar, of dit is te so, dan sê ek, ja weet jy, dis vir my ook maar 'n bietjie so, maar het gaan nie oor my nie. Ek moet ook opoffer, doen jy dit saam met my. Ek moet 'n bietjie opoffer en jy moet 'n bietjie opoffer. Kom ons doen dit, kom ons motiveer mekaar so, dat ons almal opoffer, sodat die koninkryk in die kerk kan wen. So dis 'n paar goedjies. So bly redelik, sorg dat die ander persoon moenie op om die ander partye nog steeds te challenge nie. Derdens, maak seker al die mense in jou invloedssfeer word gehoor. Hê empatie met mense. Sorg dat jy hulle hoor. Wees 'n leier wat regtig luister na mense. Luister beteken nie jy gee vir mense wat hulle wil hê nie. Jy gee altyd vir mense as leier wat hulle nodig het om te groei. Nie wat hulle wil hê nie, want mense, en dit sluit my en almal van ons in, ons wil hê dit wat vir ons lekker gemaklik hou. En die evangelie is nie evangelie van gemak nie. So hierdie paar gedagtes, onthou hierdie, onthou dat ons rol is om mense te begelei om te groei. Hoe groei lidmate? Deur opofferings te maak langs die pad want wat leer jy wanneer jy opofferings maak? Dis 'n fenominale ding wat met ons gebeur wanneer ons opofferings maak. Daai goed waarin ek my identiteit vasgehou het in die kerk, dit val nou weg. Nou leer ek om al my confidence net op Christus te plaas. Hy raak my enigste sekerheid. Mense is baie keer in die kerk, maar wie alles in die kerk verander nou. Moet alles nou verander? Nee, alles moet inteendeel glad nie verander nie. Maar daar sekere dinge wat moet verander. Die enigste ding wat nie verander nie, is Christus en die Bybel. En weet jy wat, mense soek hulle sekuriteit onbewuslik in nagmaalstafels, in orrels, in 'n blaadjie wat so gedruk word, of in my plek in die kerk waarop ek sit, nou sit iemand anders daar, nou is ek ongelukkig, of die dominee het nie so gepreek waarvan ek hou nie. Dis allerlei klein afgooitjies waarin mense hulle sekuriteit vind. My en jou rol as leiers is om hulle afgode te slag voor hulle oë, sodat hulle net aan Christus alleen vashou. Dis die rol van leierskap. En as ons in konflik is dit 'n goue geleentheid om op so 'n manier te lei dat mense transformeer uit daai proses. Dis 'n paar gedagtes, ek hoop dit maak vir julle sin, julle kan my gerus, as nie al julle sin maak nie, of daar's iets wat nie vir julle duidelik is nie, die predikante van die kerkraad kan my WhatsApp, en ek kan vir julle voice note terugstuur, ons kan nog so lekker oor en weer met mekaar gesels, maar leierskap in die kerk is so 'n belangrike rol, die rol wat julle speel as 'n leierskap, as 'n kerkraad, is fundamenteel. Wat in die kerk gebeur, is iets wat van die leierskap afkom. Kerkraad toelaat, is dit wat die kultuur gaan vorm in die gemeente. Dit wat die kerkraad doen, is uiters belangrik. So, om nie net te weet wat jou waardes is, of wat jou slogan is nie, jou bestaansdoel nie, maar om ook die besluite wat jy neem, te neem vanuit daai waardes. En nie net op jou muur of op jou papiere te hê nie, maar om dit op mense te wys. As ons sê, ons is missionaal, dan bedoel ons dit. So ons neem die besluite wat vir ons help om hier op te gee, sodat mense buite kan wen. Baie liefde vir julle en baie vrede vir julle, en ek hoop julle het 'n gesonde gemeente en sterkte met die belangrike taak van leierskap wat jy in jou gemeente het. Hooplik sien ons mekaar weer binnekort een of ander tyd.